is Inge en ek is betrokke by Jacobseput Centurion en ook by Jacobseput Midstream. En ek het nou vir Kaal hierso, wat ons bestuurder is vir ons Netwerk vir Lewe Sentrum, en hy gaan 'n bietjie vir ons vertel hoe is hulle betrokke by ons Jacobseput netwerk. Kaal, vertel 'n bietjie meer van die netwerk en watter bedieninge is alles betrokke daarbey. Weet jy, miskien moet ek heel eers sê, dis ongelooflik wat 'n dimensie Jacobseput gebring het in ons sentrum. Want ouens het by ons aangekom en dan moet hulle eintlik by Jacobseput uitkom. Ons het 'n terapeutiese afdeling, ons het 'n ondersteuningsgroep afdeling, ons het 'n maatskaplike sorgafdeling. Jy weet 'n afdeling aan 'n spesifiek deur 'n maatskaplike werker, daai gevalle wat saam met die Jacobseput, soos jy alreeds saam met ons maatskaplike werker gewerk het. Maar ons vind nogal die waarde is ongelooflik met ons SMS bemoediging stelsel wat ons het, met ons ekstra berading wat ons gee, en daar gebruik ons ouens in die gemeenskap wat hulle vrywillige werk doneer, of weet, so die Engelsman sê pro bono werk, dit bestuur ons dan so, om dan so saam met Jacobseput hande te vat, en in 'n groot dimensie, op alle verskillende domeine te werk, met daai mense wat by jou opdag, op 'n Vrydag en op 'n Woensdagoggend. Ja, ons het wel agtergekom dat mense wat werksoekend is, of tussen werke is, het nie net die probleem van werk soek nie. Daar is groter probleme wat dan kop uitsteek, en ons moet al daai goed aanspreek om die wolke van die skouers af te haal, voordat hulle eintlik 'n werk kan kry. Die maatskaplike sorgafdeling, hoe werk dit? Dis 'n offisiële aansoek wat hierdie ouens doen. Kyk, ons kan nie lanktermyn help nie, ons wil nie, want die idee met Jacobseput is om so gou as moontlik daai ouens in 'n volhoubare situasie te kry. Dis waarom ons dan nou saam met die maatskaplike werker intens ondersoek doen, en partykeer is dit nodig dat hierdie ou se huur betaal word, is dit nodig dat daar na ander hoedanighede gaan kyk word. Petrol, net om petrol, ons het 'n voucherstelsel, ons het met verskillende instansies en ook wat petrol vouchers voorsien en kos vouchers voorsien. Die maatskaplike werker bestuur dit dan dat daai mense nie afhanklik word nie. Die grootste probleem is regtig dat daai ouens begin afhanklik word. Jy weet hoe maklik raak hulle afhanklik om ondersteuningsnetwerk te bied en daai ouens te bemagtig. En ook om beroepsleiding te doen. Of jy weet, daar's 'n klomp fasette. So moet sê ons maatskaplike sorg saam met beroepsforum is maklik twee van hierdie pivots, as ek nou die Engelse woord kan gebruik, wat ek dink baie suksesvol werk op die oomblik. Wat doen julle met die mense wat dwelm en drankverslaafd is? Want dis baie van hulle het hulle werk verloor as gevolg van dit. Dis een van die moeilike situasies op die oomblik. Ons het 'n Silentium ondersteuningsgroep vir dwelmverslaafdes en ook vir hulle ondersteuners. En dan het ons 'n baie goeie netwerk met CAD en ook 'n wonderlike netwerk met Itemba, ook 'n ander sentrum wat deur die Methodiste Kerk gehardloop word. So ons het hande wat ons vat op verskillende maniere, en ek vind dit werk nogal ongelooflik. Dan is daar ook nog julle wat met 'n ander huis wat spesifiek ouens plaas waar daar ook verslawing is. So ons probeer op so 'n manier daai ouens integreer. Maar om daai ouens met die verslawing is een van die grootste en baie keer langtermyn goed. Dit is korttermyn oplossings is nie die antwoord vir daai gevalle nie, soos jy ook weet. Nou, die huis waarvan jy net gepraat het is, ons noem dit sommer Janstraat. Dit is in Centurion en dit is 'n restaurasiehuis vir mense wat dwelm en drank verslaafd is. Hulle gaan deur die hele proses. Daarso moet hulle ook fisiese harde werk doen. Dit is soos 'n plaas. Hulle akkommodeer die mense daar. Hulle kry soveel baie skenkings van helpende hand, solidariteit, klomp ander besighede wat ook ondersteun daar om daai mense aan die gang te hou, dat hulle nie heeltemal verlore raak uit die samelewing uit nie. En dan kan ons uiteindelik, as hulle nou weer reg is, kan ons hulle nou weer terugkry in die Jacobseput bediening in, om vir hulle dan te help om hulle werk te soek en hoe moet hulle self nou weer vind. Hierdie is ook 'n mooi voorbeeld van hoe Jacobseput eintlik verder gaan as net 'n gewone kerkgebou. Ek bedoel, hoeveel persent, 80% van die ouens wat by Jacobseput opdaag, is ouens wat nie kerkgangers in ons spesifieke gemeente is nie, en omtrent tot 60% van daai geval is ouens wat glad nie in 'n kerk verbonde is nie. So hierdie het 'n bediening geraak wat regtig 'n tuiste geraak het van ouens wat regtig die rand-eie persone is, wat ons nogal vind 'n besondere afskopplek is. Dis reg. En die Jacobseput Centurion is eintlik baie suksesvol. Ons is regtig baie geseën. Verlede jaar het ons 171 mense gehad wat werk gekry het, en nou van einde Januarie tot Junie maand trek ons al op 57 mense. So dit is regtig baie geseënd en dit is regtig die moeite werd vir mense om betrokke te raak in die netwerk om hulle self weer te vind. En ons het ook gevind dat juist daai proses met terapie dan baie vergemaklik. Sodra ouens regtig in die proses is, los ons hulle nie. Ons probeer dan nog steeds in die werkstyd. Baie keer is dit juist as die ouens die werk gekry het,
wat hulle die mees kwesbaarste is. Dit is dan juist wanneer maatskaplike werk moet sê, hier is nog 2 maande, of saam met die dead councillor, of saam met jou besluit, wat is dan die pad wat ons verder sal staan.